Nou, ek kan onthou as kind, toe ons in die laerskool was, het ons altyd so ding gedoen met ons vriende. So jy het gewoonlik jou hand gevat, sit jy al jou vingerpunte so bymekaar en dan beweeg jy jou voorpunte so vinnig. Dan vra jy vir jou maatjie, "Wat is hierdie?" Onthou julle dit? Dan sê dis 'n breinsuiger. En dan vat jy hom en dan sit jy hom teen jou kop. En dan wat sê hy? "Wat doen hy nou?" Hy word slim. En dan vat jy hom van daar af en sit jy hom teen jou maatjie se kop. En sê jy, "Wat doen hy nou?" Sê hy, "Mors sy tyd." Onthou julle daai gedeelte? Wie van julle het dit gedoen? Daar's 'n paar van julle. Nou ek wil vanoggend hê jy moet jou hand vat en so sit en ek beloof jou dis nie 'n breinsuiger nie. Vat gou jou hand, maak net gou vinnig so. Okay, vat hom vir 'n oomblik, sit hom teen jou kop. Sit hom teen jou hart. Maak jou hand oop. Okay, ons gaan dit weer doen. Teen jou kop, teen jou hart, maak jou hand oop. Hierdie is een van die belangrikste beginsels wat jy van nou af gaan begin hoor wat ons kommunikeer. Die eerste ene praat oor inligting, dit wat ek weet. Ons in die kerk wat groot geword het in die kerk weet baie. Jy weet baie en ek gaan vir jou vanoggend weer 'n voorbeeld gee van jy gaan geskok wees hoe baie jy weet. Maar daar is 'n gap tussen jou kennis en jou hart. Want wanneer dit hart toe gaan, is wanneer dit wat jy geleer het, dit wat mense al vir jare vir jou by die kerk gesê het, begin glo. Dis wanneer kennis identiteit word. En sien die oomblik wanneer kennis identiteit word, gaan jy dit begin doen. So inligting, glo, doen. Dis wat ons doen. Dit wat ek weet versus dit wat ek glo versus dit wat ek doen. En nou kan ons sê dat daar is 'n klomp mense wat vir baie jare lank in die kerk sit en vreeslik baie inligting het, maar nie baie doen met dit nie. En so op die einde van die dag kan jy my kwaadlik neem omdat ek baie keer dieselfde goed oor en oor sê en jy sê Jean, ek weet dit en ek sê vir jou ja, maar begin dit doen is ons probleem. So tussen jou kop en jou hart en jou hand, dis wat moet begin gebeur. Ons moet die woord konstant hoor en dan moet ons dit nie net hoor en kopkennis weet nie, maar ons moet dit deel van ons harte kry sodat dit uit kan spoel in dit wat ons doen. Nou, tot en met nou toe in Romeine in ons studie het hy vir ons identiteit vasgemaak. So begin by Romeine 1 regdeur tot by Romeine 8 toe, gee hy vir jou inligting wat eintlik supposed is om hart toe te gaan. En hy het vir ons gesê dat nommer 1, jy is nie goed genoeg nie. Daar is nie een dag wat ek en jy goed genoeg kan wees om hemel toe te gaan nie. So en ons maak baie keer hierdie stelling, goeie mense gaan nie hemel toe nie. Hoor mooi, ons dink baie keer deur goeie goed doen, kwalifiseer jou vir guns by die Here, kwalifiseer jou dat jy eendag hemel toe gaan. Jy sit baie keer by 'n begrafnis van iemand wat nooit die Here gedoen het nie, maar omdat hulle goeie goed gedoen het, dink jy hulle eindig op in die hemel. En hier is die groot ding wat Romeine vir ons geleer het, dat niks wie jy is of wat jy doen, sal ooit goed genoeg wees nie. Maar die goeie nuus is toe kom Jesus. En Jesus sterf aan 'n kruis en wat Jesus gedoen het aan daai kruis is hy het al jou sondes gevat. Hy het jou titel as sondaar op homself geplaas. Hy het gaan sterf aan 'n kruis. Hy het die volle wraak van God op homself gevat as met jou titel as sondaar op sy liggaam. En toe hy die dood uit opstaan, toe skenk hy vir ons sy titel as regverdige. En hy het nie net jou titel gevat en op hom geplaas nie, maar hy het sy titel as regverdige gevat en op jou skouers geplaas. En hierdie gebeur net deur te glo in Jesus. Geloof alleen in Jesus beteken, my sonde is van my af. Ek het nou 'n titel as regverdige en daarom is ek 'n kind van God. Inligting moet hard word. Hoor mooi, jy hoor die goed oor en oor, maar tog op 'n maandag, as ek baie keer die verkeerde goeders doen, dan twyfel ek of ek kind van God is. Of ons gaan sit daarso en ons is okay met iemand wat 'n goeie mens is en nie die Here dien nie en ons dink ag maar hy sal fyn wees. Inligting moet hard toe gaan. Jy moet begin glo
Wat sê Romeine 1 tot en met Romeine 8 toe? Dan spring hy vir ons in vanaf Romeine 9 tot Romeine 11 toe en daarso praat hy oor 'n paar verskillende goetertjies. Maar die primêre funksie waaroor hy praat is eintlik maar oor die Jode. Maar nou moenie nou net Romeine 9 tot 11 net skiep in jou Bybel nie, want daar's binne-in is daar sulke crucial verse wat eintlik deel van jou lewe moet wees en ek lees vir jou een van hulle. Romeine 10 vers 9 tot 10 en hy sê, want as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en jy glo met jou hart dat God hom uit die dood uit opgewek het, sal jy verlos word. Want met ons hart glo ons en die woord so regverdig verklaar en met die mond bely ons en word so verlos. So met ander woorde, ons weet dat as ek en jy bely en glo, is ek kind van God. Maar buite nou hierdie paar enkele stellings weet ons dat Romeine 9 tot en met Romeine 11 toe hanteer vir ons primêr wat gaan gebeur met die Jode en wat is God se plan en wat is sy hart met die Jode. En dan begin ons met Romeine 12. Nou sonder om dit te sê, het Romeine 12 verwys terug na Matteus 22. En ek sit dit vir jou op die skerm. Moenie nou soontoe blaai nie. Ek kan jou beloof jy ken hierdie vers. Weet jy hoekom? Want ons is slim. Jy was al lank hier gewees. Jy weet nie noodwendig dat hy staan daar nie, maar kom ons sê vir jou die storie. 'n Wetgeleerde gaan na Jesus toe. En hy sê vir Jesus, Jesus, wat is die belangrikste gebod? En Jesus antwoord vir hom. Wat is sy antwoord? Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel, met jou hele verstand. En dan nog een gelyk soos daai, jy moet jou julle slim. Baie kennis, ons weet, ons kop kennis, ons kop weet presies wat sê ons. Ons beleef hierdie goeters en so nou word die vraag, glo ek dit? Ek weet dit met my kop. My vraag is, glo ek dit? Glo ek dit is hierdie twee goeders wat vir my crucially belangrik is om uit te leef. Want onthou, ons kan dit konstant opsê, maar die oomblik wanneer ek dit glo, en onthou, dis nou wat ons 2 weke terug hanteer het. Die konsep van liefde, soos dit Jesus daar verwys na dit, is nie ons konsep van liefde nie. Ons konsep van liefde is gebaseer op emosies. As ek happy voel, dan beteken dit, oh, great, ek is super opgewonde om iemand lief te hê. As my vrou my happy maak, is ek lief vir haar. As my kinders so cute is ek lief vir hulle. Dis emosiegebonde. Die liefde waarvan hy hierso praat, agape liefde, is gebaseer op 'n gesindheid en daai gesindheid vloei uit in aksie in. So met ander woorde, en ek kan vir jou 'n voorbeeld gee wat meeste van julle weet, dat as jy klein kindertjies het, nou ek het nou nog nooit tieners gehad nie, hulle moet nou nog by tienersfase uitkom, maar as jy klein kinders het, dan weet jy wat beteken dit om kinders lief te hê. Maar jy weet dat kinders maak jou kens. Hulle kan rof raak. Nou ek het een ou gehoor, hy maak die Engelse stelling en hy verwys na 'n viper as 'n slang en hy sê babietjies is a viper in a diaper. Dis basies wat gebeur. En hy sê die enigste rede hoekom God babietjies so klein maak, is sodat hulle jou nie doodmaak nie. Dis basies hoekom hy hulle klein maak. En die enigste rede hoekom hy hulle so cute maak, is dat jy hulle nie doodmaak nie. Dis basies wat gebeur. Jy weet, jy verstaan iets wat gebeur van liefde wat 'n gesindheid is en 'n aksie en nie 'n emosie op sekere tye met jou kinders nie. Ons beleef dieselfde in ons huwelike. Daar's kere wanneer ek vir my vrou moet sê ek kies om jou nou lief te hê. Daar is niks emosies wat nou opgewonde raak om jou lief te hê nie. Dis wat gebeur is. Daar is kere wanneer dit moeilik gaan in ons huwelike. En liefde voel nie asof dit emosioneel is nie. En daarom kom baie keer mense op daai situasies wat ek voel nie lief nie, want my definisie is emosies en dan onttrek ek. Ek wil nie meer my kinders hê nie, of ek wil nie meer met my huweliksmaat wees nie. Ek dink ek het iets of iemand anderste wat ek kan kies. Want onthou, ons definisie van liefde is gekoppel aan emosies. Maar dis nie die liefde waarvan hy praat nie. So hy sê, jy moet die Here jou God lief hê en jy moet jou naaste lief hê en dit het niks uit te waai met jou emosies nie.
niks uit te waai met jou happiness en hoe jy voel hier in die binnekant nie. En so, nou wat ek en jy daai konsep verstaan, dis wat Romeine 12 vir ons gaan sê. So Romeine 1 tot en met Romeine 8 toe, gaan oor jou identiteit. Hy gee vir jou inligting, hierdie inligting moet hart toe gaan, sodat ek begin besef, ek is kind van God. Ek verstaan dat my titel as sondaar is op hom gesit. So Romeine 1 tot Romeine 8 toe, gee vir my en vir jou inligting wat hart toe moet gaan. Teen die tyd wanneer ons by Romeine 12 kom, praat hy oor handeling. Hoe lyk daai identiteit wat hart toe gegaan het? Hoe moet dit uitgeleef word? En dan begin hy vir ons Romeine 12 en hy sê vir ons, leef vir die applous en die goedkeuring van God alleenlik. Liefde vir God, né? Want onthou, dis wat ons gesê het, as Jesus dit opsom, dis 'n liefde vir God. Hy begin Romeine 12 en hy sê, jy moet 'n liefde in jou hart, in jou wese moet wees om God lief te hê. En dan volg hy om te sê, nou moet ons naaste lief hê. En dan begin hy deur stellings te maak, deur hoe lyk hierdie naaste, wat beteken hierdie naaste en hoe gaan ons hierdie naaste definieer. En so dis crucial om te verstaan, dat die oomblik wanneer ons praat van mense lief hê, dan dink ons terug aan Matteus 5. Matteus 5, dan sê Jesus op 'n stadium, is dit hier in die einde, vers 39, hy sê, ou jou klap op die een wang, wat moet jy doen? Klap hom terug. Nee, hy sê, draai die ander wang, niks met jou emosies uit te waai nie. As iemand jou onderkleed soek, wat doen jy? Jy gee vir hom selfs jou bokleed. Ons niks in jou wat dit wil doen nie. As iemand 1 myl op jou forceer, loop 2 myl. Daar is 'n beginsel wat vasgemaak is. Dis 'n gesindheid van lief hê. En onthou, dis maklik in die begin van Romeine 12 as hy praat oor lief hê, want dan praat hy oor medegelowiges. Hy sê, maar hê jou medegelowiges lief. Dis great. Dis die mense om my. Ons like hulle is nice. Maar dan raak dit reël, en 2 weke terug, toe begin dit reël raak. Want dan begin hy praat oor, jy moet die ou lief hê, wat jou vervolg, wat jou lewe hel maak. En daar is dit nie meer lekker nie. Die oomblik wanneer hy begin praat oor dat jy moet jou vyand lief hê, dan hou ons nie meer van dit nie. Dan wil ons nou daai deel van die Bybel uitskeer. En toe het ons nou laas week, toe het ons nog 'n element van hierdie jou naaste lief hê gehanteer, en hier het ons gepraat oor die regering. En ons het mos soveel liefde in ons hart vir ons regering. Nee, wie van julle het van laas week tot hierdie week toe 'n spontane emosionele liefde in jou hart ontwikkel vir die regering? Enige iemand? Liefde is nie 'n emosie nie. Dit is 'n gesindheid gevolg deur 'n aksie. En so dis wat hy gedoen het. En nou gaan hy vir ons aangaan met hierdie beginsel wat ons moet verstaan. Ons moet besef dat jy het 'n liefde vir jou naaste. En so ons het ons studie afgeëindig Romeine 13 vers 6. En dan vers 7 sê hy, vers 6, daarom betaal jy jou belasting. Liefde vir ons regering. Daar sê hy. Ook hier tree die owerhede op as diensknegte van die Here. Hieraan spandeer hulle tyd. Betaal aan almal wat dit aan hulle verskuldig is. Betaal belasting aan die wat belasting vra. Betaal heffings aan die wat heffings vra. Bewys respek aan die wat respek vra. En gee eer aan die wat eer vereis. Dis liefde in aksie. Ons weet Jesus sê dat jy moet jou naaste lief hê, want ons het baie kennis. Die vraag is, glo jy regtig waar dat ek mense moet lief hê? En as jy dit regtig waar glo, gaan dit 'n handeling word. Dan beteken dit my manier hoe ek my finansies hanteer in terme van belasting betaal en hoe ek premies wat opgaan hanteer en hoe ek respek en eer uitgee vir mense, beteken dit spreek iets van kop wat hard geword het en nou hand word. Hoe lyk die toepassing van hierdie liefde vir mense? En net nadat hy gepraat het om hierdie belasting te betaal en mense eer te gee, begin ons studie vanoggend met vers 8. So Romeine 13 vers 8. En hy sê, betaal julle skuld. Moet nie in skuld wees by enige iemand nie, behalwe om hulle onvoorwaardelik lief te hê. Moet niemand
niks skuld nie. Nou ek kan nou vir 'n hele sessie gaan en net oor finansies praat en die effek van skuld. Want dis een ding wat hy hanteer is. Hou op om skuld te maak. Nou Andrei Steiger het ook 'n briljante sessie wat hy praat oor skuld en finansies en hoe ons daai goeders hanteer. Vanoggend is dit nie die fokus en die fokus is skuld niemand niks behalwe om hulle onvoorwaardelik lief te hê. Om mense onvoorwaardelik lief te hê, 'n gesindheid wat uitspoel in aksie in. En dan gaan hy vir jou 'n voorbeeld gee, hoe lyk hierdie in ons lewens? Onthou, ons het baie kennis, maar dit moet hart toe gaan en van hart af hand toe gaan. En nou hier begin dit seer raak. Nou ek het vir julle gesê, die van julle, ek het vir julle laas 2 weke terug gesê dit gaan rof wees. En toe sê ek moenie laas week kom nie, maar dit gaan rof wees. En toe kom julle laas week terug. En toe het ek laas week vir julle gesê moenie vandag kom nie. En nou hier sit ek met julle, julle is ongehoorsaam, so vat so. Okay. So hier is die groot ding. Hy kom vir ons en hy sê vir ons die volgende. Hy sê so as ek en jy sê betaal die skuld moet in skuld wees by enigiemand nie behalwe om hulle onvoorwaardelik lief te hê. As julle dit doen julle alles wat die wet vra, dan vervul julle die hart van die wet. Die hart van die wet is vasgevang deur ons liefde vir God en ons liefde vir mense. Nou jy weet, die 10 gebooie is daai eerste omtrent die enigste 10 reëls wat jy van die Ou Testament weet, alhoewel daar 613 reëls is. 10 gebooie is wat ons as die bekendstes ken en hulle is gegroepeer in 2. Die eerste 4 gebooie gaan oor my liefde teenoor God. Die volgende 6 gaan oor my liefde teenoor my medemens. En so nou gaan hy vir ons gaan en hy gaan vir ons sê, jy moet jou naaste lief hê en die naaste lief hê lyk soos wetgehoorsaming. Nou kom ons definieer net gou vinnig, wie is my naaste? Toe 'n ou vir Jesus vra, wie is my naaste wat ek moet lief hê? Toe vertel Jesus die storie van die barmhartige Samaritaan. Want die Jode het die Samaritane gehaat. En so toe Jesus gesê het aan die einde, dan sê hy vir hom, wie is dan jou naaste? Dan kan die ou nie eers oor sy lippe sê dis die Samaritaan nie. Hy sê net dis die laaste een. Die laaste ou wat daar bygekom het. Die ou wat gehelp het, hy is die naaste. So toe Jesus kom en hy sê wie is die naaste, dan praat hy van jou vyand. Teen die tyd wanneer ek en jy Romeine 12 lees en jy volg dit, dan sê jy, Paulus, wie dink jy is ons naaste? En dan het hy gesê, jou medegelowige is jou naaste. Hy het gepraat van die nederiges, die mense wat arm is, die mense wat niks het nie, die mense wat alles verloor het in die lewe. Hulle is jou naaste. Dis die ou wat nie kon studeer soos jy studeer nie. Dis die ou wat nie 'n werk kan hou soos dit jy het doen nie. Dis 'n ou wat nie in die finansiële posisie is nie. Dis dalk 'n ou wat dalk R1500 'n maand verdien as hy selfs 'n werk het. Dis jou naaste, die nederige mense. Dan sê hy ook vir jou die naaste wat ek en jy moet doen is die ouens wat jou vervolg. En dan sê hy ook die ouens wat ek en jy as naaste moet definieer is ons regering. So met ander woorde, hier kom hy en hy maak die stelling, moet niemand iets skuld nie, behalwe onvoorwaardelike liefde. Want hier snap ons iets van God se wet. Hier snap ons iets van wat God wil doen. Want nou wat gebeur het is, Romeine 1 tot Romeine 8 toe was inligting, wat moet hard word, en as dit in jou hart is, hoor mooi, volg my handeling. As ons sukkel om mense lief te hê, as ons sukkel om ons vyande lief te hê, as ons sukkel om eerbiedig te wees teenoor die regering en ons belasting en goederes, is omdat inligting nog nie hard geword het nie en hard kan nie handeling word nie. Inligting spring nie na hand toe nie. Hoor mooi, as jy sukkel, is omdat daai nog nie die geword het nie. En so nou kom en hy sê, moet niemand niks skuld nie. En nou gebruik hy die voorbeeld, en die voorbeeld wat hy gebruik is die 10 gebooie. Onthou julle, ek het gesê, die eerste 4 gaan oor om die Here lief te hê, die volgende 6 gaan oor om mense lief te hê.
Nou sê hy, hoe lyk dit wanneer ek en jy mense liefhet? Nou ek gaan nie oor elke een van hierdie gebooie preek nie, ek het te veel om te sê. Maar voel net die gewig van wat gebeur. Want dit, jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie steel nie en jy mag nie begeer nie. Hy gebruik 4 van die 6. Egbreek voel ons, ag ja, maar jy weet nie ongelukkig is ek nie. Jy weet nie wat het gebeur nie. Sê ek wat dit sê nie. Moord pleeg is een ding, maar Jean is as daai ou op my plaas loop, gaan niemand weet wat gebeur met hom nie. En as hy sê, moenie steel nie, dan sê hy, maar Jean, hulle gaan nie eers weet nie, maar dis so bietjie, en jy weet, daai ou moet eintlik my 'n groter salaris betaal. Weet jy wat, om geld onder die tafel te sit, want weet jy wat, BEE is 'n gemors. En skielik begin ons redes skryf vir steel, en dan sê hy, en moenie begeer nie, ag maar Jean, wie gaan weet? Wie gaan weet, my wrok wat ek in my hart het teenoor iemand, wie gaan weet? En hier kom hy en hy sê vir ons, dat as jy 'n liefde het vir mense, gaan jy nie die goed doen nie. Ons het baie inligting, maar inligting gaan nie hart toe nie. Want as dit in ons hart is, dan sal ons dit begin doen. En so dis wat hy vir ons doen, is hy kom en hy verduidelik vir ons, hoe lyk hierdie goeie? So, en dan vra hy vir onsself, maar hoe lyk die motivering van hierdie? Hy sê, so hy praat nou oor, want jy mag nie egbreek nie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie begeer nie, of watter ander gebod ook al, wat word saamgevat met hierdie uitspraak, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die liefde doen die naaste geen kwaad nie, en daarom is die liefde die vervulling van die wet. So met ander woorde, as ek en jy iets wil snap van my liefde vir mense, dan beteken dit dat ek gaan mense lief hê en dit spreek regdeur oor alles. My familie, die regering, die ou by die werk, die regering, maak nie saak wie dit is nie, ek gaan mense lief hê. Nou, dan spring hy oor vir ons na vers 11 toe en dit voel vir ons asof vers 11 nie lekker pas nie. Maar vers 11 word die motivering oor hoekom ek mense gaan lief hê. Hy begin vir ons vers 11 en hy sê, julle is goeie lesers van die tyd. Daarom weet julle dat dit nou die regte uur is om wakker te word uit julle slaap. Julle weet die tyd van ons finale verlossing is nou, nader as ons vroeër toe ons tot geloof gekom het. Die nag is amper verby en die dag is besig om te breek. Nou, hy begin hierso en hy sê, julle is goeie lesers van die tyd. Nou hierso is elke nou en dan, moet ek voor julle as gemeente bieg, oor wat ek verkeerd gedoen het, en verkeerd gesê het. Hy sê, julle is goeie lesers van die tyd, en ek besef tot onlangs toe, was ek 'n slegte leser van die tyd. So gewoonlik as ek sou definieer, wat is 'n leser van die tyd? Dan sou dit gewees het, jy definieer dit in mense, wat kyk in die tyd waarin ons is, en ons besef, oh, Jesus gaan kom, Jesus kom, dis die tyd waarin ons is, dis die einde, ons is nou nader aan die einde, want, kyk bietjie hierso, kyk bietjie wat gebeur is, hierdie ouens het oorlog geneem teen daai ou, en hierdie ou, wees versigtig dat hy nie die anti-kris is nie. En as hierdie ouens die gaan doen, en as Israel hierdie gaan doen, gaan daai ouens hierdie doen, en dis lesers van tyd. En ek het na hierdie lesers van tyd gaan kyk, en ek het frustreerd geword, want die lesers van tyd sê elke week iets anderste. Toe ons openbaringsstudie begin het, toe sê die berigte in sekere sirkels, wie dink hulle is die anti-kris? Toe ons Bybelstudie klaarmaak met Openbaring, toe is die anti-kris 'n ander persoon binne in 1 jaar. En daar is iets in my wat net gesê het, maar ek raak frustreerd met hierdie. Ek raak frustreerd. So as jy vir my sê, Jean, Jesus kom weer terug, dan sê ek, moenie worry oor wanneer Jesus terugkom nie. Wat moet ons doen? Maak disippels. Dis wat hy vir ons sê. Moenie sit op jou stoel en wag vir wanneer Jesus kom nie, terwyl ons besig is ons besig om te werk en disippels te maak.
En in die proses het ek 'n slegte leser van tyd geword, maar daar is iets wat verlore is in my hart, dat ek nie meer opgewonde geraak het oor die koms van Jesus nie. Dat iewerste het die idee van mense en die idee van ons is so briljant, want kyk, ons is die lesers van tyd, het vir my gemaak dat daar iets doodgaan in my hart. En toe begin ons openbaringsstudie. En in die openbaringsstudie begin ek hierdie ding beleef, van hierdie wêreld wat ons beleef is chaos. Dis chaos, en is nie net chaos nie, dit raak al hoe erger. En binne in hierdie chaos van hierdie wêreld sien ons oordeel, en ons sien straf, en ons sien uitmoor, en ons sien al hierdie goeters wat plaasvind. En in hierdie selfde boek het jy die kontras. En hierdie kontras is wat sien ons en beleef ons in die hemel. En ons beleef hierdie aanbiddingsmomente. En ons beleef die oorwinning wat kom saam met Christus. En ons beleef die vrede en die vreugde. En in my studie, toe ek by Openbaring 22 kom, toe huil ek. Aan die einde, waar hy sê die Gees en die bruid roep uit. Kom. Kom Jesus, en hy eindig Openbaring 22 af en hy sê, kom Here Jesus. En vir die eerste keer besef ek was 'n slegte leser van die tyd. Want ek moet begin opgewonde raak oor Jesus wat kom, en vir die eerste keer steek iets weer in my hart aan, wat opgewonde raak oor die koms van Jesus. En dat ek saam met die bruid en die Gees uit kan roep en sê, kom Here Jesus. Hy sê, want goeie lesers van die tyd weet waarin leef ons. En yes, dis 2000 jaar nadat Paulus hierdie geskryf het. 2000 jaar later is ons nog steeds, en nog steeds het ek 'n opgewondenheid nou in my hart oor Jesus wat gaan kom. En so hy kom hier so en hy praat met ouens wat goeie lesers van die tyd is. En hy sê, julle is goeie lesers van die tyd, en daarom weet julle dat dit nou die regte uur is om wakker te word uit julle slaap uit. As jy besef dat Jesus kan enige oomblik terugkom, dan skop daar iets in jou in wat sê, ek moet wakker word. Sien, 'n lewe van 'n halfhartige Christen is verby, as jy besef die tyd is naby. Daar is iets in jou wat wag vir Jesus, wat maak dat ek kan nie net die halfhartige Christen wees tot nou toe nie. Ek kan nie net op Sondag 'n Christen wees nie. Ek kan nie net elke nou en dan as ek in 'n sekere groepie is, dan 'n Christen wees, en tussen die pelle kan ek wees wie ek is nie. Hy sê nee, as jy weet, as jy die tyd verstaan, as jy opgewonde raak in jou hart, dat Jesus op pad is dit tyd om wakker te word. Dis 'n tyd om jou gawes uit te leef, Romeine 12, wat hy vir ons gesê, dis 'n tyd om deel te word en betrokke te raak en te kan sê, Here, ek het vir so lank het my besig gehou met 'n klomp gemors. Here, mag my fokus U wees. Dis 'n tyd om wakker te word. En dan sê hy, julle weet, die tyd van ons finale verlossing is nou nader as ons vroeër toe ons tot geloof gekom het. As hy praat van ons verlossing, is nou nader as wat daai dag toe ons tot verlossing gekom het. Wat verstaan ons hierso? Jy moet verstaan dat die Bybel praat van jou verlossing, ander woord, jou redding, jou tyd toe jy tot geloof gekom het. Daai oomblik praat hy in verskillende terme. Hy sal sê dat ek en jy was verlos, ek en jy is verlos, en ek en jy gaan verlos word. Nou wat bedoel hy met dit? As hy praat van ek en jy was verlos, dan praat hy van daai dag toe ek gesê het, Here, ek kies U. My lewe volg ek, met alles wat in my is, volg ek U. Daai is die dag toe jy verlos is. Daai is die dag toe jy tot bekering gekom het. Daai is die dag wanneer jy kind van God geword het. Dit is, ek was verlos. Dan praat hy van ek is verlos. En hierdie ek is verlos beteken dat God is besig om my te verlos van die krag van sonde. Daai tyd toe ek verlos was, het God my verlos van die straf van sonde. Die straf van sonde is die dood, 'n ewige dood wat saam met dit kom.
Nou word ek verlos van die krag van sonde. So met ander woorde, die Here is konstant besig om sonde uit my lewe uit te haal. Ek is besig om verlos te word. En dan sê hy, dan gaan ons verlos wees. En hierdie gaan verlos wees, is daar gaan 'n tyd wees, wanneer ek in die hemel gaan wees, in die teenwoordigheid van God. En dan is ons verlos van die teenwoordigheid van sonde. So, gered van die straf van sonde, ek is gered van die krag van sonde, en word gered van die teenwoordigheid van sonde. En so nou hier kom en hy sê vir ons, dat ons is nou, is ons nader as wat ons daar was. Ons is besig om te beweeg na die verlossing toe, daai punt, wanneer ek en jy ten volle verlos gaan wees van die teenwoordigheid van die krag van sonde in ons lewens. So dis wat hy hiervan praat. Hy praat van dat ek en jy is nou nader as wat ons ooit was. En dan sê hy, die nag is amper verby en die dag is besig om aan te breek. Hierdie wêreld, hierdie chaos wat is, raak elke jaar al hoe erger. Mense raak al hoe meer kens. Al hoe meer goddeloos. Dis wat ons beleef. Hierdie wêreld is chaos. En hy sê, ons is nou besig om elke dag nader te beweeg aan die dag. En hy sê, die dag breek binnekort aan. So, hierdie word ons motivering van hoekom ek in liefde moet leef. Hy het nou net vir ons gesê, leef in liefde, moet niemand iets skuld nie. Leef in liefde. Want hier is die dag is op pad. Die dag is op pad, julle, ons kan nie meer toelaat om halfhartig en aan die slaap te wees nie. Leef, want die koms van Jesus is op pad. En dit motiveer ons om te kan sê, Here, maar hoe gaan ek toelaat om anders te begin optree in my lewe? Daar is 'n boek met die naam Atomic Habits. En een van sy goeders wat hy oor praat, is hy sê dat dit is ongelooflik moeilik vir ons om goeie gewoontes toe te pas. Want slegte gewoontes laat jou nou lekker voel. Elke keer wanneer jy strooi aanvang, is dit omdat sonde is lekker en is nou lekker. En vir ons sê altyd vir mense wat hou van dakspykers snyf en kouse ryk, dis nou lekker. Maar wat die effek op jou lewe is, later sien ons nie raak nie. Die effek wat dit op my huwelik het later, sien ek nie nou nie. Die effek wat ek het op my finansies, sien ek nie nou nie. En hier kom Paulus en hy breek ons perspektief om te sê, hou op fokus op die nou, kyk na wat gebeur. Die dag is op pad. En daarom bemoedig hy ons, jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. Jy moet jou naaste lief hê. Wie is my naaste? My naaste is in die vervolging. My naaste is in die chaos. My naaste is in die regering. My naaste is in al hierdie vyande wat om my is. Daai is my naaste. En dit word die motivering vir waartoe ons op pad is. En dan gaan hy vir ons verder. En dan sê hy, die dag is besig om aan te breek. Hoe leef ek en jy as ons weet, die dag is reg? Ek luister 'n liedjie, die ou se naam is Josiah Queen, en hy het 'n liedjie met die naam Make Heaven Crowded. En die liedjie begin so, hy sê, hy het een keer 'n atheïst, 'n ateïs hoor sê, dat niemand is regtig waar gelowig is nie. Want as hulle regtig waar gelowig is, en hulle glo regtig waar dat jy besit die goeie nuus, sou jy nie kon wag om dit vir die wêreld te vertel nie. En dan gaan die liedjie aan om te sê dat hy besef toe, nooit weer gaan hy stil bly, of om te getuig nie, nooit weer gaan hy terughou nie. Hoe gaan ek en jy begin leef, as ons glo, nie inligting nie, hard glo, dat die dag is naby? Hoe lyk dit anderste in ons lewens? Dan lees hy verder, hy sê vir vers 13. Nee, vers 12, die laaste deel van vers 12. Hy sê, die dag is amper verby, die dag is besig om te breek. Kom ons doen afstand van praktyke van die duisternis en trek die wapenrusting van die lig aan. Hy gee vir jou 2 aksies. Nommer 1,
trek af, trek uit, raak ontslaaf van die praktyke van duisternis. So raak ontslaaf van hierdie goedes. En dan nommer 2 sê, hy trek aan die wapenrusting van die lig. Nou kom ons gesels net eers oor die eerste ene. Nou moet ek en jy weet, hy volg vir ons in vers 13 met 6 woorde. 6 goedes wat hy sê ons moet klaarmaak van. Nou dis crucial om te verstaan, dat meeste van die tyd, wanneer Paulus en reg deur die Nuwe Testament vir ons 'n lys gee van goedes waarmee ons moet klaarmaak, is dit nooit 'n volledige lys nie, en hierdie lys lyk nooit soos die vorige lys nie. Want dit is nie 'n volledige lys nie, dis 'n lys wat sonde voorstel. Dis 'n lys wat rebellie voorstel. Ons gee aandag aan hierdie 6 woorde, maar jy moet verstaan dat hierdie is nie die enigste 6 woorde wat hy hanteer nie. Hy wil 'n konsep vasmaak by jou, rakende hierdie 6 woorde. Nou, hang af van wat se vertaling jy is, gaan bepaal hoe hulle hierdie 6 woorde gaan verduidelik. Nou, in plaas van om dit te doen, gaan ek vir jou die Griekse woord wys, nie dat ek baie goed is in Grieks nie, en ek verwag ook nie dat jy baie goed gaan wees met Grieks nie, maar saam met elke Griekse woord kom daar 'n verduideliking. En so as ons die woorde gaan lees, nou, dan gaan dit vir jou meer sin maak hoekom hy dit sê. Hy gebruik 6 woorde en hy groepeer hulle 2, 2, 2. Jy gaan sien elke keer is daar 2 woorde wat langs mekaar sit en die 2 praat eintlik oor een konsep. En dan die volgende een is 2 wat oor een konsep gaan praat en dan die derde een dieselfde weer. 2 woorde praat oor een konsep. So kom ek sit sommer vir julle die woorde op die skerm. So die eerste 2 woorde waarna hy gaan kyk is komos en metei. Nou as ons praat van komos, dan praat hy van 'n willepartytjie. Hy sê ek en jy moet klaar raak met daai willepartytjies, daai parties wat rof gaan. Dis daai wat 'n bar fight breek uit, ons hardloop en sing in die strate, daar's 'n klomp goed wat net, dis gaas. Dis 'n party wat as jy in die party is, dan dink jy, hierdie is amazing. Hy sê dis dit, en dan daai goeders, daai tipe parties lei vanuit dit uit. Lei dit gewoonlik na 'n klomp immoraliteit toe, 'n klomp goeders wat ons aanjaag en stupid goeders doen, en dis 'n seksuele losbandigheid wat kan volg in hierdie, maar dit is parties wat rof is, dis 'n willeparty. Dan die tweede ene met hy praat van om dronk te word. So hy sê, as ek en jy moet klaarmaak, maak klaar met die dronk word en die willepartytjies. Sien, want wat hierdie 2 verteenwoordig, is die plesier, dis die lekker, dis die ek wil, dis die ek is lus om, dit is die goedkeuring wat ek by mense kry, dit is die lekker om my. Sien, as jy regtig waar weet, ek is 'n kind van God, Romeine 1 tot Romeine 8 toe, as ek dit weet, en dit word in my hand, gaan ek ophou met willepartytjies, wat hy met 'n dronkenskap, en het leef soos ek lus het. Volgende ding waarna toe hy gaan, volgende 2 woorde, is koitai en aselgia. Nou aselgia, kom ons begin eers met koitai. Koitai beteken seksuele impurity, of dit is om seksuele sondes te doen. So dit kan wees seks buite huwelik. So dis seks voor 'n huwelik, dit is wanneer ek binne in 'n huwelik is, seks binne in 'n huwelik wat nie met my huweliksmaat is nie. En so dis wat hy sê, hy sê daar is 'n konsep dat ons hierdie goeders begin deel maak, en hy sê raak ontslaaf van hierdie. Hou op met hierdie, skuif hierdie goeders weg. As jy glo jy is 'n kind van God, hou op met hierdie goeders. En dan die tweede woord wat hy vir ons gee, hierdie se aselgia, beteken dat jy begin skaamteloos immoreel leef. Jy begin skaamteloos leef in dit. Beteken ek gee nie eers meer om nie. En dan dink ek, en weer eens, jy gaan dit nie by ander plekke hoor nie. En ek het vir jou gesê, jy moet nie kom Sondag nie. So, ek gaan dit vir jou direk sê. Die blote feit is, ons raak okay met seksuele immoraliteit. Mense wat saam bly, ek lag so by myself, dan kom op 'n partykeer mense wat saam bly, dan sê hulle, ja, ons slaap nie saam nie. Hoe dom lyk ek? Ek wonder net, dink jy regtig enige iemand glo jou? Daar is niemand wat jou glo nie. Almal van ons wat al van 'n meisie gehou en 'n seentjie gehou het, weet jy kan nie baie lank in 'n vertrek wees wanneer jy nie baie opgewonde raak nie.
Kom ons wees dood eerlik met mekaar en hou op skaamteloos wees vir hierdie goeders. Ons het geleef vanaf 'n era wat jy nie gepraat het oor hierdie goeders nie, dat dit nou die algemene norm is om eers vir 'n paar jaar saam te bly en te dink kom ons kyk hoe gaan dit. Hy sê as jy weet jy is 'n kind van God en hierdie word jou hart, gaan jy nie meer hierdie goed laat uitleef nie. Jou huwelik word vir jou heilig. Beteken ek kyk nie rond om my vir groener weivelde nie. Beteken ek gaan nie nou die koei melk en kyk of sy fyn is nie. Dis nie wat gebeur nie. En die grootste leuen wat mans vir girls sê, as jy my liefhet, sal jy. Girls, as hy dit sê, klap hom so hard as wat jy kan teen die oor. Die pastoor het dit nie vir jou gesê nie. Die blote feit is, ons gaan moet begin besef, ons moet klaarmaak met hierdie goeters. Volgende 2 woorde, eris en zeilos. Eris beteken om argumente en konflik aan te stook. Dis daai jy soek fout, jy raak puntenerig en jy is konstant om konflik te kweek. Hy sê stop dit. Hou op met hierdie tipe goeders. En dan die tweede ene, zeilos, dit beteken om jaloers te wees of om te begeer. Dit is daai wrok wat in jou hart gebeur as iemand iets bereik of iets het wat jy graag wil hê. Of jy dink hulle verdien dit nie, ek verdien dit eerder. As ek glo en dit word hard, gaan ek anders te leef. Dan beteken dit ek gaan begin leef in areas wat nie vir my plesier is nie. Dit gaan nie net kom ons gaan jol net en dit is lekker want dit is lekker tussen pelle en ons raak lekker dronk. Nee, dis nie jou identiteit nie, dis nie wie jy is nie. Dis nie net ek kan nou losbandig wees en gaan doen net wat ek lus het nie. Nee, dis nie wie jy is nie. Dis nie ek is besig om kwaad te stook en 'n wrok in my hart te kry teenoor mense nie. Nee, ek skuld niemand niks behalwe onvoorwaardelike liefde nie. So dis wat hy nou vir ons sê. Dis nou as jy hierdie in die Afrikaans 2020, dis hoe jy die 6 woorde sal lees. Kom ons leef betaamlik soos in die dag. Nie met gevyf of dronkenskap nie. Nie met ontug en losbandigheid nie. Nie met risie of afguns nie. Jou vertaling lees dit dalk anders, maar hier is die 6 woorde. Spring terug na vers 12 toe. Kom ons doen afstand van die praktyke van die duisternis. Hierdie wat jy aan het, trek jy nou af. Jy haal dit af. Ons maak klaar met hierdie goed. En dan sê hy vir jou, trek aan, ek ken die Engels, die wapenrusting, die armor, die wapenrusting van die lig aan. Nou, as hy praat van die wapenrusting, is al baie van julle, wat baie slim is, wat die wapenrusting ken. Nou die blote feit is net, jy is nie suppose om die wapenrusting net uit jou kop uit te ken nie. Jy is nie suppose om in 'n groepie of by die huis aan te staan en te sê, "Woe, nou trek ek die helmet aan en hier is die borsplaat en hier is ons 'n belt en hier is skoene." Dis nie die doel van dit nie. Dis presies dieselfde soos dat die doel van die Onse Vader is, nie om dit soos 'n rympie te kan opsê nie. Dis nie die doel daarvan nie. Die doel van die wapenrusting is om te verstaan wat elke een van die elemente eintlik beteken. En so kom ons lees dit stadig en ons gaan by Efesiërs 6 in. So Efesiërs 6 vers 14 sê vir ons die volgende: Staan dan vas deur julle heupe te omgord met die waarheid. Wat beteken die waarheid word my leefstyl. Waarheid is nie net iets wat ek weet ek moet doen nie. Ek glo ek moet dit doen en ek leef waarheid. Wat beteken ek leef met hoe ek praat in waarheid en ek volg Jesus wat die waarheid is. So met ander woorde, wanneer ek en jy praat van die gordel, die belt, dan praat ons van om te leef in waarheid. So my vraag is, wat kom uit by jou mond? As jy in die moeilikheid is, as ek in die gemors is, wat kom uit by ons mond? Want as jy wil weet hoe lyk daai belt, dit lê in jou tong. Dit lê in die manier hoe jy jou besigheid hanteer. Dit lê in die manier hoe jy jou belasting hanteer. Dit lê in die manier hoe jy jou vrou hanteer. Dit lê in die manier hoe jy jou kinders hanteer. Dis wat waarheid is. Volgende een is julle bedek met die borsplaat van geregtigheid.
Ek is geregtig. Ander woord, ek is regverdig. Weet julle hoekom is ek regverdig? Want my titel as sondaar is op Jesus geplaas. En toe ek begin glo in Jesus, toe plaas hy sy titel van geregtigheid of regverdigheid op my. En as ek vir myself in die spieël kyk, dan voel dit nie so nie. As ek maandag by die werk is, as ek frustreerd is, as ek tussen ander mense is, dit wat uit my mond uitkom, dit wat in my gedagtes afspeel, dit wat ek doen op 'n Vrydag, dan kyk ek vir myself in die spieël en sê ek, daar is niks in my wat ek geregtig voel nie. En dan sê hy, sit 'n borsplaat van geregtigheid op. Mag jou hart bestuur word met die feit dat God, dat Jesus se geregtigheid op my is. Dat ek vir myself in die spieël kan sê, Jean, ek is geregtig. Nie omdat ek 'n goeie mens is nie, maar omdat Jesus aan 'n kruis gesterf het vir my. Dis wat die borsplaat vir my en vir jou moet beteken. Dit herinner my aan wat Jesus aan die kruis gedoen het vir my, dat my totale straf, sondige natuur op Jesus gesit is. En dat sy titel op my is. Die volgende ene is, hy sê, en deur die bereidheid vir die evangelie van vrede as skoene aan voete aan te trek, dan sê ek, dis nie net skoene nie, dit is waartoe gaan ek en hoe getuig ek met mense. Ons praat in hierdie week by ons disippelskapgroep oor getuig. Dis maklik om te getuig en te praat oor Jesus tussen jou Christelike buddies. Dis by die kerk, dis by die klein groepies, dis by die pelle wat ons wel ken, wat kerk toe gaan saam met ons, of wat na ander kerke toe gaan, met hulle praat ons oor Jesus. Die vraag is, as jy regtig waar glo die goeie nuus is goeie nuus, met wie deel ek dit? Hoe stap ek 'n pad saam met mense om die goeie nuus te volg? Dis wat skoene van die evangelie van gereedheid gaan wees. Is lyk ek actually soos iemand wat sal bereid wees om te praat oor die goedheid van God. Hoekom? Want ek beleef sy goedheid in my lewe. Volgende ene. Hy sê die skild van geloof, waardeur ons vuurpyle van die bose kan blus. Wat beteken? Die vyand gaan jou wil vernietig. Hy gaan vir jou sê jy is nie goed genoeg nie. Hy gaan vir jou sê jy is nie 'n kind nie. Jy gaan elke keer opstaan en jy voel soos 'n fake, want as ek regtig waar seker is 'n Christen, hoe kan ek nog steeds sukkel met hierdie goeters? En dan staan jy op en in geloof, dan sê jy, Here, ek voel nie so nie, maar ek glo ek is kind van U. Ek voel nie so nie, maar dankie Here dat ek vrygekoop is en skoon gewas is deur die bloed. Dis geloof. Dis ek leef in geloof wanneer leuns kom. Ek leef in geloof wanneer ek nie goed genoeg voel nie. Dis hoe die skild van geloof lyk in my lewe en in jou lewe. Dan die volgende een is, dan praat hy van die helm van verlossing. Nou hy gaan saam met ons borsplaat van geregtigheid. Ek is verlos. Ek glo ek is verlos. En elke keer wanneer dit nie so voel nie, weet ek is verlos. En daarom Romeine 12 vers 2, 1 en vers 2, beteken ek leef nie meer volgens hierdie wêreldse standaard nie. Ek gaan anders te dink. Ek gaan toelaat dat hierdie waarhede hard word. Here, mag ek konstant hierdie waarhede hard maak. Mag ek begin leef soos iemand wat verlos is. Mag ek leef met die identiteit van Romeine 1 tot Romeine 8 toe. Dis die helm van verlossing. En dan praat hy van die swaard van die Gees en dit is die woord van God. Hoor mooi, jou Bybel lees beteken vir jou niks tensy inligting hard word en hand toe gaan nie. Die woord rig ons lewens. En so nou wanneer Paulus kom hier so in vers 12, Romeine 13 vers 12, dan sê hy vir ons, raak ons slaaf van hierdie ou mens, raak ons slaaf van hierdie gemors en trek aan die wapenrusting. Maak hierdie inligting identiteit. Ek is kind van God. En dan antwoord hy vir ons finale vers 14. So Romeine 13 vers 14 en nie meer sluit ek af. Trek die Here Jesus aan as julle nuwe klere. Leef in hom en vir hom. Moenie enige planne maak in plek hê oor hoe om julle sondige begeertes tevrede te stel nie. Teken, meeste van die tyd, hoekom ek en jy nog so worstel met dom goed doen,
is omdat ek leef nie vir Christus nie. Ek maak planne om sonde te doen. Jy weet jy moenie. En hy sê, leef van inligting na hart toe. Ek is kind van God. En daarom maak ek klaar met daai goed, want die dag is op pad. En dis die hart van Romeine 13. Kom ons sluit die oë. Here, wat 'n voorreg is dit wat ons het, om tyd net saam te kan spandeer in die woord. Here, mag ons met alles wat in ons is, so bewus wees, Heilige Gees, dat U iets wil doen in ons harte. Here, om inligting te verander, dat ons dit begin glo, dat ons hierdie begin uitleef in toepassing. Here, dat ons net so bewus sal wees van U genade in ons lewens. Heilige Gees, dat ons U nodig het in hierdie proses, dat ons nie hierdie aan onsself kan doen, Here, dat ons het absoluut U nodig om ons te begelei in hierdie. Maar Here, mag ons vandag die eerste stap neem om dit te kan uitleef. En ons loof U daarvoor in Jesus naam. Amen.